Welkom by Alles Uniek, waar ons gesels oor alles uniek. Van uitgewers, skrywers, beraders, pottebakkers en meer. Beloof hierdie verskeie unieke programme om jou metgesel te wees in jou eie unieke reis. Goeiedag en 'n hartlike welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en ek wil vir jou welkom heet. Hier by Alles Uniek in die nuwe jaar. Dit is ons amptelike eerste aflewering vir 2025. En hierdie week skop ons af met ons eerste program, Joernaal van 'n Oorwinnaar. Die ander twee programme is natuurlik die Alles Uniek boekklub en daar gaan ons lekker luister na uitgewers, storievertellers en ons gaan leer watter boeke beskikbaar is. So dit is baie interessant en luister gerus saam. Veral as jy nie lief is om boek te lees nie, wil ek vir jou sê, skakel in, want hierdie gaan jou beslis inspireer om boek te begin lees. Daar is regtig ongelooflike boeke wat tans beskikbaar is, en wat natuurlik ook lewensveranderend is. Dan het ons nog 'n program wat genoem word gevorm deur die pottebakker. En dit is vir my 'n heerlike program, want dit kom uit die hart van 'n vrou wat die Here op 'n heeltemal ander manier ervaar. En sy is 'n pottebakker en sy gaan vir ons kom deel wat die Here met haar kom deel het, op haar hart gesit het, baie spesifiek, vir nou en vir jou. So ek sien uit om dit dan ook met jou te deel. En hierdie twee programme gaan 1 keer per maand beskikbaar wees. Joernaal van 'n Oorwinnaar is elke 2 weke beskikbaar, maar hierdie week en met die eerste aflewerings van die ander twee programme gaan almal hulle self bekendstel. En soos die Here wil, word daar natuurlik nuwe aanbieders ook, kom daar nuwe aanbieders by, en ek is opgewonde om hulle met die loop van tyd ook aan jou bekend te stel. Maar so 'n bietjie meer oor die joernaalprogram. Dit is vir mense soos ek en jy, mense wat 'n pad geloop het met die Here, wat heiliglik 'n pad loop met die Here, wat ook seisoene beleef en beleef het. En baie dikwels het ons 'n stem nodig. En ons voel baie dikwels alleen. Ons weet nie altyd links of regs nie. Maar hierdie joernaalprogram help ons om te onthou wat die ware noord is. En die 3 persone wat vir ons voorloop met ons joernaalprogram is Shani Wessels. Sy is die pastoorsvrou van Huis van Wonderwerke, pastoor Desmond Wessels. Sy vrou, en ek het die voorreg om dan ook ek het dit altyd die liefdesbriewe van God, om haar briewe, haar joernaal inskrywings voor te lees. En jy sal nou ook verstaan hoekom. En dan het ons vir Anita van Anita Overkammer, en Anita gaan haarself ook aan jou bekendstel, en baie van julle sal haar reeds ken as Anita Overkammer. En dan het ons ook vir Deidre. En Deidre staan bekend as Didi, en Didi is soos daardie vars briesie wat inkom op 'n warm somersdag. En ek wil vir jou net weer eens sê, soos wat ek altyd gesê het in die verlede, gaan maak jou koppie koffie, sit agteroor en luister lekker saam, wanneer ons nou hierdie joernaal program afskop, en hulle self bekendstel, en dan oor 2 weke, dan gaan hulle inskrywings in hulle joernaal met jou en met my deel. Luister lekker saam, deel dit, onthou dat dit beskikbaar is op YouTube, op Spotify en ander digitale platforms, maar jy is ook welkom indien jy nie hierdie platforms het, en iemand het dalk hierdie vir jou afgelaai en aangestuur, jy is welkom om dan ook op ons WhatsApp groep deel te raak, en jy kan net vir ons 'n WhatsApp boodskap stuur na 061 534 0861, en ons sal jou daar verwelkom. Laat dit goed gaan met jou, wonderlike week, en ons gesels gou weer. Mooi bly. Goeiedag al die oulike luisteraars van die Alles Uniek podcast. Dankie dat julle begin saam luister na hierdie oulike idee, en
ek weet dis 'n godly commission en mag elke een wat luister na hierdie podcast en elke spreker en elkeen wat meemaak aan hierdie reis regtig mekaar verryk. Mag jy ook verryk word deur elke podcast en elke journey van elke persoon wat gedeel word. My naam is Anita. Algemeen, maar op al die platforms meestal bekend as Anita Ouwerkammer. My boeke platforms soos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ouwerkammers, meestal mense ken my as Anita van Ouwerkammers. Ek is gebore in die laat 60er jare in Pretoria en 'n jaar later aangeneem deur ouers wat van Bommerandstad in die Wes-Transvaal afkomstig was. So ek is 'n Wes-Transvaal plaaskind en op hierdie stadium is ek is 'n ma, ek is 'n ouma, ek is 'n beraader, Christelike beraader, ek is 'n skrywer, radioomroeper, 'n toergids en ja, ek het 'n vreeslike oulike hondjie. Is net ek en sy wat in 'n woonstelletjie bly hier in George in die Wes-Kaap. En ek hoop van harte dat julle gaan lekker luister na almal wat deelneem op hierdie platform. Net so 'n bietjie meer van myself. Ja, soos ek gesê het, ek het groot geword in die Wes-Transvaal, getroud, vir jare daar gebly, later getrek Potchefstroom toe en van daar af Wes-Kaap in George. En op die 12de September 1992 het my lewe radikaal verander op die ouderdom van 25. En ja, wat kan ek sê, as 'n mens 'n ontmoeting met die kruis het, dan is jy nooit weer dieselfde nie. En tot vandag toe kan ek nie sê dat die Here klaar is met my nie. Ons kan nooit op 'n plek kom waar ons kan sê, ja, ek het nou ge-arrive nie, hoor jy, ek is nou daar, ek het dit nou bereik nie. So, oor al hierdie jare waarin ek saam met die Here 'n pad stap, was daar ups and downs. Dis regtig baie keer goed, baie keer sleg. Baie keer was ek naby hom, baie keer was ek ver van hom. Hoe sê mense, dit is, die lewe is so verrykend saam met Christus. En ek het soveel mentors gehad in my lewe, waarvoor ek so baie dankbaar is. Wat die inspirasie van my boeke was, wat my so geleer het, die balans tussen genade en waarheid. Om waarheid te kan saggies bring vir mense, om 'n teacher te kan wees, om mense te kan help om goeders te verstaan, om goeders te verwerk en dan op 'n verstaanbare manier vir mense te kan bring. Ek is so dankbaar vir kursusse wat ek kon doen, wat my kon help skerp maak, om my te leer, wat is my gawes, wat is my unieke breinvermoëns, die goed wat my geleer het, hoe om net in my baan te bly, om my nooit met enige iemand anders te vergelyk nie, om net te doen wat om my oog voor my te hou en te kyk, te luister, te doen, uit te voer wat ek gegee is, ek wil amper sê met die tools wat vir my gegee is. Elkeen van ons het mos 'n roeping en elkeen van ons het die tools in ons toolbox om hierdie calling uit te leef en waar te maak. En ek is dankbaar vir al die lerings en al die mentors en al die kursusse en goeders wat ek in my lewe gedoen het waar ek kon leer wat is die karakter van God? Wie is die karakter van God? Hoe lyk dit? Wie is ek in Christus? My identiteit in Christus. Dis die goed wat ek kan sê in my lewe my so solied, rooted en grounded in Christus het. Ek is so dankbaar vir ek sal sê voorlopers voor ons, kinders van die Here wat ons hierdie goed kon leer en jou kon help om jouself te ontdek en
te aanvaar vir wie jy is, vir die gawes wat God jou gegee het, en te leer om ander mense ook te kan celebrate. Dis iets wat ons so min gedoen kry, omdat ons, jy weet, as jy minderwaardig is, dan vergelyk jy jouself met elke ou daar buite. En jy wil so mooi sing soos daai een, en jy wil so maar wees soos daai een, en jy wil wees soos die een. En oor jare is ek dankbaar dat daar mentors gewees het wat my kon leer om in my baan te bly. Een ding waarmee die Here my baie uitdaag is om eg te wees, om reël te wees. Want daar is soveel, ek wil sê, Christene, kinders van die Here wat so vasgevang is in godsdiens, dat hulle vergeet dat God nie die creator van godsdiens is nie, maar die creator van verhouding. God se hart is verhouding. En ek beplan om in my podcasts met jou bietjie van die verskriklike baie wedervaringe wat ek gehad het in my lewe, goed en sleg, te leer en te vertel, en dan te help om die lesse daaruit te leer, vir jou te vertel wat die lesse was wat ek daardeur geleer het, en om jou te help om te kan sien, want om reël te wees is om ander mense te kan help om met jou te kan relate. Mense kan hulle self vereenselwig met jou. Mense met dieselfde probleme. So ek gaan oor egte goed praat, diep goed praat, harde goed praat, seer goed praat, maar altyd sal ons uitkom by hoe het ek dit oorwin, en hoe kan jy dit oorwin. So ek sien baie uit daarna om met julle te kuier op hierdie platform, en ja, ek hoop ons luister gou weer na mekaar, en ons kan kuier. Dis mos waaroor dit gaan. Ek sien uit om saam met jou te kuier op Alles Uniek en op die joernale. So mooi loop tot ons weer kan saam kuier. Blessings. My naam is Deidre Koek, en dit is koek met 'n C en 'n E op die einde, nie die Afrikaanse koek wat jy eet nie. My vriende en familie noem my Didi, en ek geniet nog altyd want dit voel of ek klein en fyn is. Deidre klink vir my so 'n groot naam. Ek is al vir baie jare 'n tuisbly mamma, maar my 2 seuns is nou al taamlik groot. Onderskeidelik is die een 28 en 22. So op hierdie stadium is ek alleen by die huis. My man het sy eie besigheid en ek help hom so van die kant af om dit te behartig. Hy's 'n kommersiële visserman. Ek is baie lief vir hom en ek dank die Here elke dag dat hy vir my so 'n goeie man gegee het wat mooi na my kyk en wat net altyd die beste vir my wil hê. Dan het ek verder 3 pragtige jokkie meisiekinders. Hulle is hulle ma se hart se punt en mamma gaan natuurlik baie min uit oor hulle. Ek het ook 'n kaaitjie, haar naam is Meisie, en dis nou nie soos die meisie kindie, dis MACI, en die is net so pragtig, en sy was 'n maand oud toe ek haar gekry het, so ek het haar gebottelvoed, en toe het ek haar, so sy is soos half nog 'n babietjie, en sy is al 'n jaar oud, maar sy kom nog gereeld, dan kom sy na my kamerjas toe, dan kom sy nou aan die kamerjas. Dit is nou die hoogtepunt van haar lewe. Ek het in die jaar 2000 tot bekering gekom. Ek is 'n rukkie daarna het ek myself ook laat groot doop. En ek kan met alle eerlikheid sê, as ek terugkyk op my pad, het ek baie geleer. Dit is dan hoekom ek ook my belewenis met jou wil deel, want ek het myself al in baie situasies gevind in my lewe, en ek dink die Here het dit ook toegelaat, sodat ek juist daaroor kan praat. Ek is baie moeilik 'n geheimsinnige mens. Dit is meer vir my, ek loop met dit wat in my hart is op my mou, en ek deel dit graag met mense, uit die hoop dat ek 'n persoon kan help om enige situasie in 'n ander lig te sien, en ook om die persoon te laat voel, dat jy's nie weird nie, jy's nie snaaks nie, daar's niks fout met jou nie, kyk, ek is ook daardeur, dit is normaal, dit is okay. In my stap met die Here het ek baie seer gekry, diep wonde gehad, baie dinge deurgegaan, ervaar, baie seer gekry deur mense, kerke, baie trauma ervaar in my lewe.
Maar vandag kan ek vir julle sê dat in die laaste jaar het die Here so in my gewerk. En ek was letterlik op die operasietafel. Ek het dit gehoor by iemand en ek kan vir jou sê dit is letterlik hoe ek voel. Ope hart chirurgie. Hy het baie aspekte van my lewe kom aanraak. Hy het vir my baie dinge in my lewe gewys wat verkeerd is. Jy weet, ons is baie geneig om altyd vinger te wys na ander mense toe. En dan wil ons sê, Here, verander daai mense. En dan kom die Here en hy verander jou. Want jy is die een wat eintlik moet in tune, wil ek amper sê, met hom kom, nie die ander persoon nie. Ek het egter al die jare gesukkel om 'n verhouding met die Here te hê en met die Heilige Gees. En dit was vir my 'n stryd omrede ek 'n gaping in my kinderjare het ten opsigte van vaderskap. En dit het gemaak dat dit moeilik is om die Here te erken as my hemelse Pa. Maar verlede jaar Maart het ek hom begin soek met alles in my hele wese, en ek het hom gevind. Ek kan net vir julle sê, die wat met hulle hele hart na die Here soek, sal hom vind. Dit staan in die woord en dis nie 'n fabel nie. Dit kan gebeur. Hy het my deur die donkerste en diepste tye van my lewe opgetel en gedra. En ek was onseker oor my toekoms, ek het nie sekuriteit gehad nie, ek het nie geweet wat gaan van my word, hoe gaan ek maak, wat nou, hoe vorentoe nie. En die Here het vir my absoluut vrede kom gee om te besef dat hy is in beheer en niks wat ek kan doen of gaan doen of beplan gaan naastenby so goed wees soos wat hy vir my beplan het nie. Ek wil graag met jou my verhale deel, my ervarings deel. Ek sê altyd, ek maak so grappie dat sê ek experience made me rich too, want ek is nie die enigste een wat deur ervaring ryk geword het nie. En dan praat ek van emosioneel. En ek wil dit met jou deel, want as ek jou kan help en waarsku en kan in die regte rigting stuur om nie dieselfde pad te stap as wat ek te gestap het nie, jou kop so baie te stamp soos ek gestamp het nie, dan is ek hier. En ek sê altyd dat die pyn waar ek is, vir waar ek vandag sit, was elke oomblik die moeite werd. As jy daai berg uitgeklim het, en jy staan bo, en jy kyk af, en jy besef dat die Here was nog heeltyd in kontrol, dit is regtig waar 'n priceless oomblik. So ek sal graag wil hê in my pot gooi, moet hy in my verheerlik word. Dit gaan nie oor my nie. Ek is 'n mens wat baie foute het, nog steeds. Al was ek op die operasietafel, is daar nog baie dinge in my lewe wat nie reg is nie. Maar dis hoekom wil ek deel met jou wat ek kan deel, en dan nog verder leer, want nie een van ons het al gearriveer nie. En as ek 'n saadjie kan saai, om jou te laat voel dat die Here is regtig daar, en hy is regtig lief vir ons, en ek kan regtig waar 'n stap van geloof neem, en anders te kyk na die lewe, dan het ek my doel bemagtig. En om jou nog so 'n bietjie te vertel van myself, jy weet mos dat as mense vergadering het, of jy sit in 'n groot geselskap, en iemand vertel 'n storie, of iemand is besig om iets te deel met mense, dan sal almal in die groep sal sit en nie verstaan het wat die persoon bedoel het nie, of wat nou gesê is nie, maar almal sal sit en wonder, en niemand sê iets nie, want hulle is uit vrees om dom te klink. Nou, hier is ek nou. Ek is die een wat die vraag sal vra, en dan sal dom lyk. I take it on me, met 'n groot smile, en dan sal iemand altyd vir my kom sê, hoi, weet jy, ek het self gewonder. So ja, ek gaan persoonlike goed met jou deel, en goeders om jou te laat wys, dat ek is net 'n mens soos jy. En as die Here dit vir my kon gedoen het, kan hy dit vir jou ook doen. Hy het nie gekom vir die gesondes nie, hy het gekom vir die siekes soos ek en jy. Hy wil hê ons moet 'n verhouding met hom hê, en hy wil hê ons moet tot hom roep as ons hulp nodig het, nie tot mense nie. So dit is vir my 'n heerlike voorreg om dan met jou dinge te deel, en net real te wees. So wat jy sien, is wat jy gaan kry van my, en ek sien uit na die tyd vorentoe, en dan kan ek vir jou sê tot 'n volgende keer, dan sien ons mekaar weer, of ekskuus, ons gaan nie mekaar sien nie, ons gaan net hoor.
Dit is my voorreg om dan ook Shani Wessels se joernaal vir jou voor te lees en mag dit jou seën soos dit my elke keer seën. Vandat ek kan onthou, is ek lief vir die Here. Hy het my by my naam geroep en ek is syne. My naam is Shani Wessels, vrou van pastoor Desmond Wessels, mamma van 3 amazing tieners, Hayden, Matthew en Claire. My passie, dit wat my hart laat klop, is worship. Daai oomblikke wat jy vir God sing, en al is dit voor 'n gehoor, is dit net ek en my Skepper. Audience of one. Ek het die Here lief met my hele bestaan. Daar is niemand soos hy nie en niks kan met die Here vergelyk nie. Ek geniet 'n goeie boek, het 'n besondere liefde vir natuur en ek is uniek. Ek hakkel, maar dit maak my nie minder nie. Inteendeel is my lewe 'n getuienis. My life song gaan oor die liefde en genade van die Here. Alles uniek van myself. Ek is 'n dogter van die Allerhoogste. Ons het 'n gemeente in Randfontein, die Huis van Wonderwerke. Die Here het ons hiernatoe gestuur en ek wil graag 'n brokkie van daai getuienis deel. Ons het in 2014 'n beroep aanvaar in Randfontein. Side note, my man het uit 'n operasie wakker geword en vir my gesê, my vrou, die Here sê ons moet Randfontein toe trek. Dit was 'n bold besluit, want ons moes ons werk los, ons het niemand geken in Randfontein nie. Dit was heeltemal vreemd. Ons kinders was klein. Ons was min of meer 30 mense in die kerk, waarvan ons 5 van die 30 was. Die Here gee vir my man 'n vers en dit is iets wat by my bly van daardie dag af. Handelinge 2 vers 47. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here het daagliks by die gemeente bygevoeg die wat gered is. Dit was nie 'n maklike pad nie, maar die Here weet altyd wat hy doen. Die gedagte van die dag met pastoor Des het begin en die Here het mense na sy huis toe gestuur. Die Here het bygevoeg, waar ons soms gedink het dat dit 'n baie moeilike berg was om te klim, kon ons vashou aan die een wat die berg gemaak het. Ons is van 'n klein kerkie na 'n saal, in 'n rydienste, tendienste en is toegenader deur 'n familie wat vir die Here 'n pragtige kerk gebou het, wat ons die voorreg het om te gebruik tot eer van die Here. Uit die gedagte van die dag is ek geïnspireer deur die Heilige Gees om aangaande jou te begin. Dit is 'n Facebookblad van stukkies wat ek skryf vir vrouens, bemoedigende boodskapies, soms 'n tik oor die vingers, ja, myne ook. En God het 'n plan gehad, want toe aangaande jou gebore was, het ek geweet, ek het 'n platform waar ek vrouens kan bedien en 'n stukkie van God se hart met hulle kan deel. Ek prys die Here dat hy verskil maak in mense se lewens daardeur. Met danksegging eer ek die Here vir die voorreg om ook deel te wees van hierdie potgooi. Dit is 'n voorreg en ek weet ons gaan 'n lekker pad saam stap. My kreet: don't go to heaven alone. Take someone with you. Jesus, you're the radiance of God, the sole expression of our Father. As you are, Lord, so are we, the reflection of your glory.